Halleluja. Die Here is groot, die Here is goed. Amen. Amen. Daar sy. My broer, my sis, ons praat vandag oor sensitiwiteit. Nou my oë is sensitief, so miskien sal ek hierdie bril gebruik vandag. Ek het 'n klein Bybel vandag hier. Halleluja, die Here is goed, die Here is groot. Sensitiwiteit. Wat wil ek eers sê? My broer, alright, kom ons kyk na verskillende name vir sensitiwiteit. Party mense sal sê, daai man is oorsensitiwiteit. Daar's 'n oorsensitiwiteit in hom en daai man en daai vrou. Wat beteken hierdie sensitiwiteit? Wat ek veronderstel is om voor God te hê. Skryf daar neer, sensitiwiteit. Ons kan sê dit is om bewus te wees van iets. My broer, my sis, ons kan bewus wees. As gevolg van seer in my lewe, as gevolg van teleurstelling, as ek so bewus as iemand iets negatief van my sê, as iemand iets sê wat lyk asof hulle my verwerk, asof dit lyk as hulle my kritiseer, ek is so bewus van. Hallo. Nou dit gaan ergens my keuse wees, want ek kan sê, ek is so bewus van dinge, wat om my gebeur en van mense wat nie mooi is met my nie, of met mense van wat agteraf praat, of omdat ek seer gekry het en ek het genesing dalk nodig, ja, ek het nodig dat mense vir my bid, ek het nodig dalk om te vergewe, ek het nodig om seker te maak, ek leef nie in bitterheid of oordeel, of omdat ek aanstoot geneem het nie, of deel daarvan is ook 'n keuse vandag waarin ek in geloof wegstap. Nee, ek moet dit hanteer. Nee, ek mense moet vir my bid. Ek moet vergewe. Nee, ek moet deel met my hart. Ek moet toelaat dat die woord my genees, dat God my aanraak. Ja, maar ek kan vandag 'n keuse maak om nog steeds in geloof uit te stap uit daardie posisie. Maar waar is die sleutel? Daar's 'n sensitiwiteit in my lewe van seer kry, van 'n klomp goed wat gebeur het, maar ek kies in geloof, 'n sensitiwiteit vir die woord, 'n sensitiwiteit vir die gees, 'n sensitiwiteit van die liefde wat die vrees uitdryf, van die vrede wat verstand te bowe gaan, van die vreugde wat my krag is, wat van hom afkom. Ek kies 'n sekere lewe in geloof, en dan sê die skrif, dit is jou geloof wat die wêreld sal oorwin. Wat die wêreld ook al op jou wil sit, wat die wêreld deur mense, deur kinders van die Jere wat nie so lekker mooi loop nie, wat ook al met jou gebeur het. Ek kan vandag deur geloof oorwin. Ek kan vandag in geloof staan, maar waar kom ek? Hoe kry ek daai geloof? Ek moet spring in die woord, ek moet glo wat God sê, ek moet toelaat dat die woord my meer aanraak as wat die omstandighede my aanraak. Is dit nie die gordel van waarheid wat jy vastrek rondom jou, die gordel van waarheid. Ja, die feite wat my seer gemaak het, en ek kan sensitief wees vir die feite. Ja, dit is 'n feit dat daardie persoon lelik met jou praat. Ja, dit is 'n feit dat daai versoeking daar is. Ja, dit is 'n feit. Kom ons maak 'n lys van 100 goed. Wat feite is, waarvan ek bewus is in my lewe. Want daar's 'n sensitiwiteit tot dit. Maar ergens gaan ek meer sensitief wees vir God en sy woord as sensitief as gevolg van my persoonlikheid. Ek is 'n sensitiewe mens, en baie keer sê mense dis omdat hulle 'n sekere persoonlikheid het. Omdat daar 'n sekere sensitiwiteit in my is, kan ek onttrek, kan ek noem ek sekere dinge in my persoonlikheid. Nie is my persoonlikheid dat ek 'n bietjie skaam is, of is my persoonlikheid dat ek's nie 'n mens nie. Is jy seker? Is jy seker dit is die unieke persoonlikheid wat God jou gegee het volgens die roeping? Soos party is nou sensitief vir die geknetter van die vuur. Nou maak jy 'n keuse in geloof om sensitief vir die woord te wees en nie vir die knetter nie, nee. Jy sien of daar's net 'n illustrasie, ek het hulle gevra om dit te doen. Daar sê hy. Goed, so waar is ons nou? Ja, my broer, en die probleem is, as jy kies om sensitief te wees vir sekere dinge, dit gaan groei.
Die vyand gaan groei, want die sensitiwiteit het te doen met 'n aanraking. Daar's 'n sensitiwiteit, as daar 'n sensitiwiteit vir die Heilige Gees is, dan beteken dit daar's 'n aanraking van die Gees tot my gees. My gees en die Heilige Gees, daar's 'n aanraking, daar's 'n intimiteit. Julle het hom neergeskryf, daar's 'n intimiteit tussen die Heilige Gees en my gees. Weet jy, daai intimiteit gaan nie wyk van jou nie. Daar's 'n sensitiwiteit vanuit jy jou hart vir die Here gegee het, tussen jou gees en die Heilige Gees, wat in jou identiteit uitroep, dat jou gees sê, Abba, Papa. Maar jy kan besluit om daai sensitiwiteit te ignoreer, en vir jou 'n klomp ander goed aan te skaf, of toe te laat, dat jy sensitief vir al daardie ander dinge sal wees. Daar kry as ouens, hulle sê, hulle is nie sensitief nie. Die ou is om net, hy loop net, hy doen nie die ding. Hy is nie 'n mens nie, hy staan en hy doen wat hy moet doen. Maar weet jy, soveel van die ouens, hoe sê hulle altyd, groot bek, klein hartjie. Maar daar binne is 'n sensitiewe kind wat seer gekry het. En hierdie groot man met hierdie verskriklike groot mond, en 'n groot persoonlikheid, en groot dit. Weet jy, hy voel ongemaklik om wat om te doen met die sensitiwiteit wat hier binne kan wees, van 'n liefde wat kan mooi wees, van 'n intimiteit tussen hom en God, wat mooi en skoon kan wees, want liefde het hom seer gemaak, hy is teleurgestel, so kyk ek na liefde, kyk ek na intimiteit, dan voel ek ongemaklik. Hallo? Want daar is goed wat my aangeraak het, wat ek toegelaat het om my aan te raak, wat 'n sensitiwiteit gebring het tot dit. Hallo? So die een woord is, ek is bewus van daardie persoon. Ek is bewus van as daardie persoon in die vertrek instap. Ek is bewus van as dinge so begin skeefloop. Ek is bewus van as die finansies nie begin 100% lekker ryk nie. Nee, nie ruik nie, kom ons sê eerder lyk. Lekker lyk nie. Ja, ek kan dalk verkeerd ryk ook, ja. Want daar was 'n tyd wat dit rof gegaan het, en daai trauma wat ek deurgegaan het met die finansies, het gemaak dat hier so 'n sensitiwiteit is, so alles moet goed loop, en ek vertrou die Here vir finansies, maar ek vertrou eintlik vir hom, om iets te doen, want ek kan nie bekostig om sensitief so met die Heilige Gees te wees, waar die Heilige Gees in hierdie fase van my vra, om so afhanklik van hom te leef met my finansies, te saai waar hy sê, saai, hoe heet dit tog, om in geloof uit te stap met sekere dinge. Ek kan nie daai sensitiwiteit bekostig nou nie. So ek doen die ding, ek vat die dinge vas, ek is getrou met wat die Here vir my gegee het, ek stap in geloof uit, ek vat die geleenthede en ek doen dit. Maar intussen is daar geen sensitiwiteit vir die Heilige Gees nie. Geen sensitiwiteit vir wat is die woord van God wat die Heilige Gees wil uitlig vanuit my gees. God moet jou help, God moet my help. Amen. Bewus van sensitiwiteit, reageer op. Ek wil amper sê, hierso wil ek 'n ander ding sê, jy het 'n allergie, mag ons 'n allergie ontwikkel teen die sonde. Amen. As jou liggaam reageer, jou liggaam fisies is sensitief, dat jy sensitief is teen tamatie, kom ons sê maar tamatie, nee, okay. Ek weet nie van 'n mens wat sensitief is teenoor chocolate of roomys nie. Nie veel nie. Maar nou kom ons sê, sensitief vir tamatie. Die liggaam reageer, daar is net 'n outomatiese reaksie. My broer, my sis, wat van ons vertrou die Here, dat daar net 'n outomatiese reaksie is, as ek die woord hoor, as die woord gespreek word, as ek die woord lees, as ek die woord vat, as ek die woord memoriseer, as ek die woord waardeer en lief word vir die woord, en 'n begeerte het na die woord. Wat van, dat ons God vertrou, dat daar 'n outomatiese reaksie sal kom. Soos wat, as dit moontlik is in die liggaam, dat die liggaam kan reageer op tamatie, is dit nie veronderstel omdat 1000 maal meer die woord, my lewe kan reageer,
tot die woord van God nie. Ons praat van sensitiwiteit. Ek gebruik nie die voorbeeld van 'n liggaam wat sensitief is teen hierdie tamatie. Ons is met mekaar. Jy hoor die woord, maar daar's dadelik 'n dankie. Jy hoor die woord, daar's dadelik 'n halleluja. Jy hoor die woord, daar's dadelik 'n fokus, there's immediately an attention. Daardie hond, hy ken nie die ander se stem nie, maar hy ken jou stem. En as hy daai stem hoor, dan hoor dit en sy kop dadelik op. En volgende oomblik daar spring hy op. Hy sit nie en dink, ek wonder of ek nou moet opspring en na my basie of wie ook al toe gaan. Hallo, is ons nog hier met mekaar. As jy gaan kyk na die skepping, my broer, my sis, daar is 'n sensitiwiteit, daai voeltjie weet net presies. Soveel keer, daai diere weet net presies, hier is nou gevaar. Gaan kyk na 'n miljoen voorbeelde in die skrif, hoe daar 'n sensitiwiteit is van die skepping van diere, voëls tot mekaar, tot die balans daar buitekant. Die balans van die sensitiwiteit van die regte reaksie tot mekaar is daar. En dis net die mens wat daai balans kan vernietig. Hallo, so is daar 'n goddelike balans wat God vir jou het. En dis 'n sensitiwiteit wat jou kan vernietig, wat maak dat jy kan oorreageer, 'n sensitiwiteit, ja, wat jou kan vat op 'n pad wat nie van God af is nie. Maar dis alles in copycat. Onthou die duiwel kan niks skep nie, hy kan net kopie. Daar sit een skepper van hemel en aarde en alles wat bo en onder die aarde is. Net een skepper. Hy is die skepper van die konsep van sensitiwiteit. Is julle nog hier? Bewus van, reageer op, fokus op, die derde een, fokus op. Nou, ons gaan 'n baie woorde sê, maar ek gaan vandag net so 4-5 woorde sê. Fokus op. Jy is sensitief vir wat daardie persoon sê, en jy fokus op hom as hy sy mond oopmaak. As hy iets gaan sê, dan gaan daar 'n reaksie wees. Jy fokus op daardie situasie, jy maak nie saak wat om jy fokus op daai ding. As jy sit met 'n sensitiwiteit oor dit waardeur jy gegaan het en jy het 'n opinie oor wat môre gaan gebeur. Weet jy kan die woord van God hoor, ja maar, jy ken mos die ja maar in jou kop, in jou hart. Ja maar, kom terug na die realiteit toe. En daai fokus op daai, dat jy die woord kan vat, maar jy vat hom met 'n maar na iets toe, want jy is sensitief teenoor hierdie situasie wat gebeur het, of wat kan gebeur, want daar's 'n vrees wat jou sensitief maak vir die negatiewe. Daar's 'n vrees wat jou sensitief maak, daar's 'n angstigheid, of daar's 'n versoeking wat jou sensitief maak, vir as daai ding weer gebeur. As daai geleentheid weer om voordoen, het jy 'n sensitiwiteit gebou tot daai sonde. Het jy dit al agtergekom? Beteken as daai gedagte kom, dan is daar sommer dadelik 'n reaksie. Maar nou weer eens, hoe kom ek uit dit? Ek maak 'n fokusbesluit. Ek kies om te fokus. Ek moet kies om te fokus. En dit is nie maklik nie, my broer, my sis, baie keer in sonde, in versoeking, in swakheid, in wat jy deurgaan, in persoonlikheid. Dis nie noodwendig maklik nie, maar deur die geloof sal jy oorwin as jy die geloof bou op die woord, van die woord gaan bly staan. Met die woord staan jy teen die vyand, met die woord staan jy. Maar die woord werk nie as jy nie met geloof op dit reageer nie. Jy kan die skrifgetjie aanhaal, maar as dit nie gevolg is saam met geloof nie, gaan dit nie werk nie. Geloof sonder die werke is dood, maar daai konneksie is as gevolg van die woord. As gevolg van die woord. As ons daar buitekant, hy het geloof dat hy kan baie dinge kan doen. Hy het geloof dat hy die nasie kan uitmekaar uitskiet en miljoene mense in hulle wat ook al inblaas. Hy het geloof dat dit sal werk. Maar weet jy, daai geloof is nie vanuit die woord nie. Hallo? Dis nie 'n geloof wat die wêreld oorwin nie. So daar's 'n tipe van geloof met werke wat mekaar moet ontmoet, maar dit kom vanuit die woord. Dit kom vanuit die woord.
So pas op vir die werke wat jy doen. Is dit as gevolg van jy sensitief oor die vrees dat daar nie genoeg sal wees vir jou kinders nie, dat daar nie genoeg sal wees vir die ou dag nie. Wat doen jy en hoekom doen jy daai werke? Hoekom het jy daai beplanning? Hoekom het jy daai denke? Want daar is 'n sensitiwiteit teenoor iets. Weet jy my broer, my sis, en as ek God moet aanbid, aanbidding aan die einde van die dag lei altyd tot intimiteit. Aanbidding, intimiteit, sensitiwiteit, sit hulle so saam in een. As daar 'n sleutel is om 'n sensitiwiteit te bou in jou lewe, dan sit aanbidding in gees en in waarheid. In gees en in waarheid. Jou gees teenoor die Heilige Gees, klaar, daar is 'n intimiteit. Klaar. Daar is 'n intimiteit, daar is 'n oop hemel beskikbaar tot jou wanneer jy fokus op Heilige Gees en jou gees, wie jy waarlik is. Dit is daar, klaar. Maar dan moet daar aanbidding wees in gees, my gees tot die Heilige Gees en God, en in waarheid, waar ek die woord gevat het. Wat is die waarheid in daai omstandigheid? Wat is die waarheid ten spyte van my fedapheid? Ten spyte van dat ek moedeloos is, of ten spyte van dat ek niks meer van hierdie ding wil doen nie. Wat is die waarheid wat teenoor dit staan? En dan vat jy die waarheid, nie net om die vyand te oorwin nie, jy vat die waarheid om God te aanbid. En in his light, the things of the world grow strangely dim. Dit is sommer strange, dit is eintlik, dit is onverstaanbaar, dat daai versoeking so tipe van dof raak, tipe van verdwyn. Hoekom? Want jy leer 'n sensitiwiteit vir die gees. Jy leer 'n sensitiwiteit. En wat gebeur dan wanneer jy in daai situasie kom? Ewe skielik praat daar 'n gewete. Ewe skielik is die woord daar. Ewe skielik is daar 'n stem wat sê nee, of is daar 'n stem wat sê praat. Hallo? Want jy leer 'n sensitiwiteit in hierdie plek van intimiteit met God. Van intimiteit met God. Amen. Dis ons met mekaar. Come on my broer, maar as ek nie daar is nie, en ek sit met intimiteit met soveel ander goed, vanuit hierdie plek, hoe kom ek dan nou tot daai intimiteit? Geloof. Jy spreek het. Daar spreek jy in die naam van Jesus. In die naam van Jesus staan jy teen daai rubbish, teen daai sensitiwiteit. Jy staan in die naam van Jesus. En in geloof beweeg jy oor. Jy ervaar nie daai intimiteit nie. Jy is bewus van hierdie intimiteit, maar ek wil amper sê, jy skree hom dood. Dis die leeu van Juda wat deur jou brul. Hallo? En jy beweeg in geloof oor, sodat in hierdie plek bou jy hierdie intimiteit met God, want jou gees word sterker, en al hoe meer die stem vanuit jou gees overrule die stem vanuit jou vlees. Gees en vlees, die een begeer teen die ander een, maar albei sal daar wees, albei se stem sal daar wees, albei se uitnodiging sal daar wees. Tot die dag van jou dood sal die uitnodiging tot die vlees, die uitnodiging tot dit wat jou lewe kan destroy van die vyand, die uitnodiging sal daar bly. Maar die keuse tot sensitiwiteit, vir intimiteit, gaan ook daar bly. Maar hoe meer jy intimiteit bou in jou lewe, hoe meer sensitief sal jy wees vir die gees, en sal jy verstaan, wat is die stem uit die hemel? Die stem uit die hemel. On earth as it is in heaven. On earth as it is in heaven. Here, laat hierdie konneksie, laat daardie konneksie oop wees deur my lewe. Ek wil dit nie net bid nie, Here, dat die omstandighede verander nie. Ek wil nie net bid as 'n triek nie. Maar dat daar 'n sensitiwiteit is van, hierdie is nie soos wat dit in die hemel is nie. Hierdie Bloemfontein is nou nie soos wat Vader gedroom het oor Bloemfontein nie. Hierdie universiteit, hierdie besigheid van my, hierdie plek waar ek werk, is nou nie soos wat God gedroom het nie. So wat moet ek doen daaromtrent? Vat vas en doen iets. Nee. Wees sensitief vir wat Heilige Gees sê. Wat om te doen.
En wie gaan jou help? Wie gaan jou help? Die een wat hier is, die een wat in jou woon, die een wat in jou woon omdat hy 'n mandaat het. Sy naam is die Heilige Gees. Wat jy kan besluit om hom te bedroef, deurdat jy hom ignoreer en nie sensitief is. Wat as jy wat is konversasie, in 'n geselskap is van 'n paar mense. Hallo. Maar hier is iemand wat iets sal wil sê, maar jy praat net dood en jy praat wat jy net wil. Wat gaan iemand na die tyd vir jou sê? Jy was nie sensitief teenoor daai persoon nie. Hallo? Jy was nie sensitief teenoor daai persoon nie, want jy het nie om erkenning gegee, jy het nie om herkenning gegee nie, jy het nie tyd vir hom gegee nie, jy het nie stil gebly of stil gestaan en gefokus op daardie persoon. So toe was jy sensitief teenoor daai persoon, dat daardie persoon kan praat. Maar dis hoe jy die Heilige Gees kan bedroef. Enige tyd, enige dag. Want ek is nie sensitief vir die een wat wil praat nie. So, dis asof ek eintlik moet kyk in situasies, is daar iets wat jy wil sê? En dan is daar situasies waar die Heilige Gees niks wil sê nie. Want God wil net sê, ek vertrou jou. Ek het die woord in jou gelê. Wees nie bevrees nie, is nie die skrif wat sê, maar dit sal jou in die uur gesê word, wat jy moet sê. Deur die Heilige Gees, wanneer? Net as jy sensitief is. Net as jy die taal ken van die woord, dan sal dit vir jou in die uur gegee word, dit wat jy moet sê. Maar as jy nie die taal leer ken nie, my broer, my sis, jy kan nie sensitief wees. Jy kan nie sensitief wees, jy kan nie hoor, daar praat iemand en ek verstaan die taal. As jy nou praat, soos ons altyd sê, daar tussen die klomp Chinese, maar daar is een Afrikaanse oukie, waar daar tussen almal is, en jy hoor, en jy dink, wat ook al, jy weet, kom voorheen, maar jy kan nie sy stem hoor nie, dit is eerstens 'n leuen. Ek kan nie God se stem hoor nie, dis 'n leuen, dit is jy wat al klaar die duiwel se stem hoor, en die duiwel het vir jou gesê, jy kan nie God se stem hoor nie, ten minste kan jy die duiwel se stem hoor, wat vir jou gesê het, dat jy nie God se stem kan hoor nie. Okay. Sê dan ten minste, ek kan ten minste die duiwel se stem hoor. Want jy sê, jy kan nie God se stem hoor nie. Maar as ek reg kyk, sê Johannes 10, my skape ken my stem. So in jou gees, soos wat jy daar op a Father's Home family group, né? Hierdie hele reeks van The Mind of Christ. Die stem van God is wakker in jou gees. Jy ken sy stem, maar jy besluit dat jy nie aan hom die aandag gee nie. Jy besluit om nie sensitiwiteit in jou te werk tot sy stem nie. Dat jy sy stem nie kan herken nie. So die issue is om sy stem te kan herken. Om sy stem te kan herken. En as jy dan gehoor het by die Here en nou verstaan jy, selfs deur die profetiese moet jou aanmoedig om nog meer by God te hoor. Ek het gesien met hierdie prophetic counseling, met die questions en so, hoeveel keer wat die Here eintlik die persoon net wil aanmoedig. Nou kan die persoon frustreerd uitgaan, want ek het nou nie noodwendig antwoorde gekry nie. Maar die Here is 'n jaloerse God, wat jou liefde soek, wat jy moet op hom fokus, wat nou gaan sê, Here, wat bedoel u met dit? Wat bedoel u met dat? Hoekom dit? Hoekom? Maar in die proses soek hy net jou nader aan hom. Hy het die antwoord, maar hy roep jou eers nader aan hom. Want jy gaan nie dit sonder hom doen nie. Dit is nie sy wil nie. Hy kan vir jou sê, dit is wat jy moet doen. Maar dit is 50% van sy wil. As jy 100% sy wil doen, dan beteken dit, jy gaan dit saam met hom doen. Hallo? Die goeie werke is net goeie werke, as jy dit vir hom en met hom doen. Maar vir dit is daar 'n sensitiwiteit nodig. Hallo? Want jy kan al die goed doen. Here het ons nie in die naam duiwels uitgedryf. Here het ons nie dit gedoen. Here het ons nie al hierdie kragte gedoen. Here het ons nie ons lewe gegee, ons vrek gewerk en gesê dis in die naam van Jesus. En Jesus sê, ek ken jou nie. Want hoekom? Dit was 50%.
Dit is nie die muntstuk nie, hallo, jy kan nie net een kant van hom vat nie. Hallo, want dit is, of jy dit saam met my gedoen het, en vir my dit gedoen het, vanuit 'n plek van intimiteit, vanuit 'n plek van aanbidding. Maar wanneer ek die woord hoor, die ergste is, soos wat ons nou ook al gesê het, dan hoor ouens die woord, maar dan is hulle baie gou moeg, baie gou is gaan die fokus weg, want die vyand moet seker maak, dat jy leer nie 'n sensitiwiteit tot die woord nie. Ja, daar sekere manne, hulle is sensitief tot rugby, of sensitief tot 'n bier. Hallo. Is ons nog hier? Niks fout met die rugby nie, niks. Maar daar kan gefokus word, daar kan gefokus word. Oor wat gebeur nie. En as dit nou selfs oor die TV gekyk word, en die kinders soek hierso die aandag, dan sit nie sharp nie, maar dan sit bly stil. Of, jy weet, ek fokus. Hallo, mag dit so wees dat daar 'n sensitiwiteit ontwikkel met die woord, maar jy gaan dit in geloof moet doen, want aanvanklik, as jy die woord lees, en gou geïrriteerd raak, of gou moeg raak, of gou jou gedagtes dwaal, dan beter jy besluit, nou gaan ek waaragtig leer om die woord te lees, want daar is nie 'n sensitiwiteit vir die gees nie. Maar wanneer jy die woord begin lees, en jy kom agter dat God met jou praat, kom agter dat Heilige Gees praat, kom agter dat jy sy stem hoor, kom agter dat iets hier binne begin gebeur, dan het jy op die plek gekom waar die woord sin maak in verhouding. Maar aanvanklik, wanneer hy nie sin maak nie, dan gebruik jy hom tot die vyand, nie met die vyand nie, nee. Jy gebruik hom tot die vyand, en jy sê in die naam van Jesus sal jy gaan. Maar in aanbidding is dit mos ter wille van Jesus, om u naam ontwil in aanbidding. Dit gaan oor u, it's going about your fame. God, we don't want the vision. In the name of Jesus, no Canaan. If you're not coming with, no Canaan. Geen visie, geen oorwinning vir ons nie, geen autoriteit vir ons nie, as daar nie intimiteit kan wees nie. As jy nie saam gaan nie, soek ons dit nie, en God noem daardie persoon 'n vriend van God, wat hom van aangesig tot aangesig kan sien, en met wie hy kan praat, en waar God met hom kan praat, hy met God kan praat, en hy self God se opinie verander. Waar God sê, dis wat ek gaan doen, en ek gaan jou 'n groot nasie maak, en Moses sê met alle respek gesê, Here, ek soek dit nie, en ons gaan ook nie gaan, al seën nie ons. Hallo, 'n vriend van God. Mag God jou help, om daai sensitiwiteit te ontwikkel. Want anders, my broer en my sis, is dit net daai rook en die skit van daai berg, en wat jy wat een kan staan, en ek sê, Moses, staan jy tussen ons en God? Dis bietjie te rof. Ons sal hoor wat jy sê, maar 'n sensitiwiteit, 'n intimiteit met hierdie God, nee. Ons staan hier, Moses, jy staan tussen ons en God. Soek nie daai Moses nie. Ja, ons het altyd mense nodig, ons gaan altyd mense nodig hê, volgens die skrif. Die gawes van Jesus, 5voudige bediening, apostels, profete, herders, leraars, evangeliste, daai ouens moet daar wees, maar hulle staan so, en hulle moet wys na Jesus, hulle moet wys na die Vader, want dis hoe Jesus gaan staan het, en hy het gesê, vra my niks, vra die Vader in my naam. En soos die Vader hom gestuur het, stuur Jesus vir jou, om daai wegwyser te wees, berei voor, prepare the way of the Lord. Wat se pad berei jy voor vir jou eie gemoed hierdie week? Wat se pad berei jy voor vir jou besigheid? Wat se pad berei jy voor vir jou finansies? Wat se pad berei jy voor sodat daar genoeg is aan die einde van die maand? Wat se pad berei jy voor? Of is daar 'n pad in jou finansies, met jou omstandighede, met wat jy deurgaan, wat jy voorberei dat God kan deurkom? Wie is die erekoning? Wie is die erekoning? Wie is die erekoning, né? Hy Psalm 24. Sê, wie mag klim op die berg van die Here? Dis nie net van klim nie. Dis nie net van jy het gebed en daar's intimiteit nie.
Dis nie net van gebed, daar sensitiwiteit nie. Maar hoe sal jy jouself gee? Hy wat rein van ander is, hy wat nie sy siel ophef tot ander nie. Gaan lees Psalm 24. Psalm 24, sodat jy aan die einde van die dag, as daar gevra word, wie is die Here Koning, het jy 'n antwoord. Maar as jy jouself nie posisioneer in jou omstandighede, as jy nie posisioneer om die lift, hy gaan nie daar wees nie, tot bo op die berg. Hallo. Jy klim daar die berg. Jy sit energie in. Nie performance nie. Maar jy sit commitment in. Jy sit kwaliteit in. Jy sit 'n fokus in. Jy sit energie in. Jy vind die strategie hoe om te loop. Maar wat jy geroep word op die berg, om saam met God te wees, is sensitiwiteit. Is ons met mekaar. Mag die Here jou help, mag die Here my help. Jy is bewus van sekere goed, my broer, gaan vra die Heilige Gees, waarvan is jy te veel bewus van in jou lewe? Jy reageer op wat? Waarin is jy oorsensitief en hoe moet jy reageer op die woord? Jy fokus op. 'n ander een in die Engels sê vulnerable. Ek wou om 'n anglisisme maak, maar nee, dit gaan nie werk nie. Vulnerable, kom ons sê, een van die woorde is blootgestel. Jy is blootgestel tot. Jy is blootgestel. Kom ons sê, daai ou in die hospitaal, he is vulnerable to infection. Hy is vulnerable, hy moet in ICU wees, of hy moet in afsondering wees, want hy kan maklik dit gebeur, maklik infeksie, maklik sekere goed kan gebeur. Daar is sekere goed wat maklik kan gebeur. En omdat jou gees blootgestel is, en omdat jou siel blootgestel tot 'n klomp gemors, is jy maklik ontvanklik vir die sonde. En dan, maar daar is sekere goed in jou en in my, waar ek maklik geïrriteerd kan word, maklik frustreerd kan word, maklik moedeloos kan word, maklik negatief kan word. En ek moet uit daai oorsensitiwiteit kom, met 'n geloofskeuse in Jesus naam, in Jesus naam, in Jesus naam. Nie totdat jy ervaar, jy is nie meer sensitief vir dit nie, maar totdat jy ervaar, jy is sensitief vir die woord en die gees. Because the battle belongs to the Lord. Die lig sal met daai duisternis deel. Die lig sal met die duisternis deel. So fight nie die duisternis nie, hardloop in die lig. Die lig sal met die duisternis deel, my broer. Wees sensitief tot die lig. En die lig sal die duisternis verdryf. Amen. Asseblief. So as ek en jy sensitief is, ons is blootgestel. Dis daai ou, hy het nou net uit daai gemors gekom. Hy is nou net uit die drugs, of hy is nou net uit die drank, hy is nou net uit die rook, of hy is nou net uit hierdie woede uit. En hier kom iemand alweer. Ja, want die vyand is nie stupid nie, man. Hy sien jy gaan oorreageer. En dan sal hy seker maak, jy voel veroordeeld. Of wat gaan jy leer? In Jesus naam. In Jesus naam het jy autoriteit. Het jy autoriteit. Is ons met mekaar. Is ons nog met mekaar? Jy is blootgestel, en baie keer is ons blootgestel as gevolg van goed wat nie onder ons beheer was nie. Van seer as 'n kind, van trauma as 'n kind, van hoeveel goed wat kon gebeur het met ons lewens. Hallo? Maar aan die einde van die dag, ek het nog eenetjie wat ek net wil gooi, dit is 'n ding van connectivity. Afrikaans is maar, jy is verbind tot iets. Kom ons sê, jy is verbind tot hierdie ideologie. Jy is verbind tot hierdie ding. En as iemand praat, hy politieke party, as hy praat die woorde van hy politieke party, kom ons fokus hierso. Daar is hy. En as ons fokus op God. Hallo? Ek is verbind tot sy woord. Ek is verbind tot wat hy vir my wil hê. Ek is verbind, maar te veel is ons verbind aan performance, te veel is ons verbind aan veroordeling, te veel is ons verbind dat as ek die woord hoor, dan voel ek moedeloos, want ek is veronderstel om al hierdie goed te doen. Of ek is frustreerd, want ek hoor die woord en ek verstaan dit nie dadelik nie. En as ek nie dadelik het verstaan nie, dan los ek sommer, dan skryf ek nie eens iets neer nie. As jy nie 'n woord, 'n stukkie verstaan het nie, dan jy moes jy hom neerskryf. Want jy moet vir die Heilige Gees gaan vra.
Here, wat wil U vir my sê met hierdie sin? Want ek het daai sin nie verstaan nie. Ek verstaan, partykeer kyk jy ouens my aan, want hulle sê, dis ou nuus, ek leef hom lankal, ek ken hom lankal, en pastoor, kom jy nou eers by? En ek moet seker nie sensitief wees vir daai gesig nie, nee. Halleluja. Maar wat ek vir jou sê is, ek smeek jou om besig te wees met die Heilige Gees. Ek smeek jou om sensitief te raak vir die Heilige Gees. Is ons met mekaar. Maar op een of ander manier, is daar partykeer as ons by die woord moet uitkom, altyd 'n ding wat eerstens moet gebeur, of dit moet gebeur, of dat moet gebeur. Ons noem dit die rotreesies. Maar met daai rotreesies, kom ons wees nie sensitief vir die rot eerste nie. Hallo, maar eers sensitief vir die woord. Kan ons dalk dit probeer? OK. Moenie laat die rot praat nie, maar laat die Here praat, met alle respek gesê. Is ons met mekaar. Maar ons kan so slim wees, met soveel idees van hoe ons lewe inrig. En jou sensitiwiteit is hoe jy professioneel verantwoordelikheid van jou lewe vat. Hiervoor het jy tyd, hiervoor het jy nie tyd nie. Die Here gaan ons help. En een van die groot goed is iets soos bid in tale, né? En dan hy ding van wees stil en weet. En dan wees stil voor my aangesig en wag. En daai hele konsep van wat ons al gepraat het, wat jy 20 ure se lering kan vat oor wag, kan hoeveel vat oor stil word voor God. Waaroor gaan dit aan die einde van die dag? Want jy is so sensitief vir al die ander dinge, sensitief vir jou redenasie, sensitief vir al die, word stil, sit stil, bring earth yourself, ek weet nie hoe mense, bring jouself aarde toe, in daai plek. En want jy besef, ek is te veel sensitief vir 'n klomp stemme, vir 'n klomp dinge wat om my, in my, met my gebeur. En wat is dit, sodat jy op daai plek kan sensitief word vir die Heilige Gees se stem? Daai 40 dae vas, of daai soveel dae, of daai uur, van net stil wees. Nee, daar gaan stil word voor die Here. En partykeer, dan sit daai in tale bid, wat hierdie ander stemme kan nog nie praat nie, want jy praat nou hier so 'n taal wat jy nie 'n koek en kloei wat jy sê nie, maar selfs sielkundig werk dit. Is ons met mekaar. Ek het julle dit al vertel, maar net omdat Pierre het nie laas gehoor het nie, en Nico nie geluister het nie, kom ek vertel dit weer. Daar is so nie weermag, en die dinge gebeur, en dit is die krag van die Here wat manifesteer, en die duiwels waai, en dit is groot, en dit is herlewing, en groot ouens, en die ateëste kom tot bekering, en die ouens van die ander span kom tot bekering, en 'n klomp dinge gebeur. En hier is sommer hierdie 10 vanaand, wat wil bedien word. Dis 'n gewone aand, dis nie 'n Sondag, wanneer hulle moet kerk toe gaan nie. Dis 'n gewone aand, wat hulle moet klaarmaak vir die inspeksie 4 uur die oggend. Maar hier is hierdie 10, 15 wat bedien word, en dit is bid vir hulle, lê hande op, en die hele spul val, en dit en dan dat, en hierdie een ou bid vir hom, en hy val, en toe hy val, sit hy reg op, en hy staan op, hy kyk my in die oë, en hy loop weg. En van daai oomblik kan ek nie asemhaal nie. Later, kom ek maak die storie kort, later het ek met 'n satanis gehoor, wat ek van hom gevra het, het julle 'n ou na my toe gestuur? Toe lag hy, toe sê hy ja. Die skrif sê, moenie oorhaastig hande op lê nie. Nie sensitiwiteit vir die gees nie, want sukses hardloop. My broer, my sis, wanneer jy suksesvol is, dis die mees fantastiese geleentheid wat die vyand glo, jy gaan nie meer sensitief wees nie. Vir die Heilige Gees nie. Want as dit nie goed gaan nie, dan gewoonlik begin jy afhanklik raak van God. Soek jy sy aangesig, wil jy 'n antwoord hê, roep jy hom aan, maar die krisis is, as jy hier kan sit, en jy kan op jou foon wees, en jy is besig met ander rabbies, dis goed, want as jy uitstap, weet jy bedroef die Gees nog meer. Jy het geleer hoe om die Gees meer te bedroef in jou lewe. Jy het geleer hoe om nog minder sensitief vir die Heilige Gees te wees. So dis daai ding van, moenie vanaand die woord oopmaak. As jy nie gaan jouself push in jou hart en jou gemoed, om te fokus op die woord. Want as jy maar net oopmaak, en jy lees, want jy moet lees, na die tyd,
dan sal daar seker so 3 duiweltjies wat vir jou hande klap gee. Want jy het die Bybel oopgemaak en jy het vir 10 minute geleer hoe om minder sensitief op die Heilige Gees te wees. Wat wakker is oor God se woord. Die Heilige Gees is wakker oor die woord. En as jy die woord oopmaak, hy is wakker om met jou te praat, die Heilige Gees. Hy is wakker om dit aan jou te verduidelik, wakker om dit aan jou in jou te vestig, in jou hart te skryf, in jou gemoed te skryf, volgens die Nuwe Testament verbond van God, volgens die belofte van God. Hy is wakker. En jy het 10 minute gevat met die woord, en vir 10 minute gekies, om nie sensitief te wees vir die Heilige Gees. Maar dit was jou keuse. Maar dit is die plek waar Heilige Gees die meeste wil praat, want hy is getrou aan die woord, sy mandaat is alleenlik deur die woord. En die Heilige Gees het geen ander mandaat, behalwe deur die woord van God. Net soos al die duiwels in jou lewe het geen mandaat, tensy jy sekere woorde begin glo, sekere woorde begin sê, dan, soos ons gesê het, dan bring jy vir hulle die landingsstrook, dat die ou vliegtuigies daar kan land. En 'n klomp rabbies daar kan uitklim. Nee, mag dit nie meer so wees nie, in Jesus naam. 'n Sensitiwiteit vir die Gees gaan ons ontwikkel. Jy verbind jou tot die woord, jy verbind jou nie tot bitterheid, jy verbind jou nie tot jou idee, verbind jou nie tot selfregverdiging, verbind jou nie tot daai goed nie. En vra Heilige Gees om te wys vir jou, waartoe verbind jy, en hoe meer jy die woord lees, hoe meer gaan jy sê, oeps, Here vergeef my vir daai, vergeef my vir daai, ek kies in geloof dit, en jy maak jou vas. Dit werk nog nie, jy staan nog op dieselfde plek, maar in geloof, jy maak vas, en jy laat toe dat God jou trek in hierdie rigting. Soos wat jy in geloof. In geloof sal jy wandel. Hoekom wandel jy in geloof? Want jy voel dit nog nie, jy sien dit nog nie, jy ervaar nog nie die deurbraak nie, jy sien nie die deurbraak nie, jy beleef nie die deurbraak nie. Dis hoekom hulle dit noem, dat jy in geloof wandel. As jy dit begin stap en is dadelik deurbraak en jy voel al die dinge reg en alles, jy het nie geloof nodig dan nie, jy hoef nie in geloof te wandel nie. Jy moet net 'n geloofskeuse maak. Maar geloofswandel beteken dit, daai deurbraak kom nie dadelik nie. Jy sien nie die antwoord dadelik, jy sien nie daai voorsiening dadelik nie. Maar daai wandel in geloof is 'n wandel wat God van jou begeer hier op aarde, wat hy nie saam met jou in die hemel sal hê nie. En dit is 'n geloof dat jy saam met jou Vader stap, ten spyte van daai. En daai geloofswandel met jou Vader, met jou God, met die Heilige Gees hier op aarde, gaan jy nooit in die hemel kan doen, tot in alle ewigheid nie. Maar dalk nog net vir 1 jaar, dalk nog net vir 10, dalk nog net vir 40 jaar. Hoe lank jy ook al gaan lewe. Mag God jou sensitief maak. Amen. My broer, daar's 'n demoniese wêreld, en daar's 'n wêreld waar die Heilige Gees iets wil uitlig. En soos wat die skrif sê, don't go with the doctrines of demons. Dus of die lering van die Heilige Gees, dus of die woord en die Heilige Gees maak het oop, daar's net 2. Of ek glo 'n ander woord en die vyand maak het vir my oop. So die duiwel sal die woorde oopmaak as jy nie toelaat dat die Heilige Gees die woorde oopmaak. Jy hoef nie te kies, jy gaan nie sê, duiwel maak hierdie woord vir my oop, asseblief. Jy is ons nou nie so stupid nie. Maar wanneer jy nie sê, Heilige Gees, ek wil nie aan die woord raak, as u nie saam met my in dit kyk nie, want dit is die swaard van die Gees, dis nie my swaard nie. Dit is die swaard van die Gees, so ek en die Heilige Gees vat saam die swaard. Amen. En wanneer jy dit kies, man, wanneer jy dit kies, dit word jou keuse. Hallo? Dan sal die deurbraak begin kom, maar jy gaan oorwin met die woord, want jy spreek die woord totdat jy hom glo, en dan spreek jy die woord omdat jy hom glo, en dan sien jy die deurbraak. Amen. En as jy nie geloof die woord spreek en jy sien niks, en daar gat jy hemel toe en jy sien niks, daai woord met geloof gespreek is dis die grootste legacy vir jou kinders, vir daai stad, vir daai nasie. Daar's 'n legacy vir Bloemfontein, daar's 'n legacy vir die nasie, wat vanuit jou mond, uit jou hart, uit jou gebedslewe uitkom, wat die nasie sal beïnvloed word, al sit jy in die hemel. Maar daai woord saam met die Heilige Gees van geloof wat jy gespreek het, dit is soos 'n wolk oor Bloemfontein, 'n wolk oor opvoedkunde, 'n wolk oor hierdie nasie, oor waar God jou ook al roep om te spreek, om te bid oor.
is ons met mekaar. En ek wil sommer daai ding weer sê wat ek al baie keer gesê het. Baie keer dan as ons bid, dan sê hulle, Here, ek wil net vir u vra dat u dit en dit sal doen. En Here, ek wil net vra dat u vir Jan sal help. Here, en ek wil vra dat u die ouens in Oekraïne sal help, en ek wil vra dat ek wil u net vra dat u vir ons voorsiening sal gee. Dit was nie 'n intimiteit nie, dit was nie 'n gebed nie. Dit was nie 'n gebed nie. Jy het net gesê wat jy wil doen. Ek wil u vra. Nou vra dan. Ek wil u vra dat u regtig vir Jannie sal help met dit en dit. Nou vra dan dat die Here vir Jannie sal help. As ek vir jou gaan sê, ek wil vir jou R1 miljoen gee, en ek wil vir jou dit gee, en ek wil hê dat jy my moet kom help, en ek wil hê dat jy dit vir my moet kom doen, en ek wil hê dat jy 'n liedjie vir ons sing, en ek wil hê, alright, en dan aan die einde van die dag, dan kyk julle vir my en sê, alright, so wanneer gaan ons dit nou doen? Want ek het net gesê, ek wil dit hê, dat dit so gebeur. Maar op klein goedjies, ek sê nie, die Here hoor nie die hart, ja, die Here hoor die hart van ons gebed, maar aan die einde van die dag ook, my broer, my sis, is dit nie die woord wat sê, ons moet akkuraat word met wat ons sê en wat ons doen. So kan jy daai gebed bid, en die vyand kan terugsit en sê, ja, wat die woorde aanbetref, ons is nie in gevaar met sy woorde nie, want hy sê net wat hy wil hê die Here moet doen. Hy vra nie dat die Here dit doen nie. Here, ek wil net vra dat u my sal help. Vra die Heilige Gees, dat hy jou leer hoe om sensitief te wees van, staan jy nou regtig voor God, of staan jy voor jou eie hart en jou begeerte, en jy deel net jou hart met die Here, en jy deel jou hart met die Here, dat hy daai ouens moet help, en jy deel jou hart met die Here, dat daar 'n deurbraak in jou finansies sal kom, maar jy vra hom nie dat daar 'n deurbraak sal kom nie. Dit klink vreeslik tegnies, maar ek sê net 1 + 1 is 2. Dis regtig so. So vra hom dan. Baie liedere wat ons sê, ek wil die Here loof en deur my lewe sê, dis 'n keuse wat ek maak, ek doen dit nou nog nie, ek sê net, ek wil die Here loof, dis net nog 'n keuse, as jy sensitief is in die gees, gaan jy weet, jy, vanuit jou gees, praat nou nog net tot jou siel, en sê, ek wil die Here, dis my geloofskeuse, ek wil die Here loof, ek wil die Here loof, ek wil die Here loof, en dan, ek kom nou voor U, ek wil nie meer keer teen, hallo? So, ons is met mekaar. Ek het hierdie voorbeelde mos al gebruik. As hy sê, humble thyself in the sight of the Lord, and He will lift you up, and He will lift you up. Wees sensitief vir die gees. As jy sensitief is, dan beteken dit nie, jy sê dit vir die Here nie. Jy preek nie vir die Here en sê vir die Here, hy moet homself humble voor een of ander God, en dan gaan daai God hom oplig nie. Jy gaan ons nie dit sê nie, né? Maar as jy sensitief is in die gees, dan beteken dit, jy praat tot jouself, jy praat tot jou boetie, jy praat tot jou sissie. Ek kan vir jou sê, humble thyself in the sight of the Lord, so moet ek staan. Ek moet nie staan, humble thyself in the sight of the Lord, en as ek baie geestelik is, dan buig ek selfs en ek gaan op my knieë. Humble thyself in the sight of the Lord. Jy kan nie vir die Here preek en sê, hy moet homself verneder voor iemand nie. Ek vra. So, as ek sensitief raak nog meer in die gees, dan beteken dit, dis wat ek my siel aanspreek, dat dit is wat hy sal doen. En dan, as jy dan tot God dit regtig wil sing, dan sing jy mos, I humble myself in your sight, O Lord, and you lift me up, and you lift me up. Dis as ek sensitief is in die gees, en ek verstaan wat ek sing. Is ons met mekaar. So daai verwarring, kan ons onsself lekker leer, hoe om in 'n verwarrende verhouding, of een gebedslewe met my woorde, wat all over the place is, maar dan is ek besig om met myself te praat, dan is ek besig om met ander te praat, terwyl ek vir die Here kyk, en dan praat ek eintlik maar met hom, en
Julle is met my. Ek gaan nou op 'n ander ene in, maar julle is nie sensitief vir die tyd nou nie, né? Daar sê goed. So, hoe het ons altyd gesê, maar hierdie goed is wat die Here my getune het, toe ek vir 20 jaar aanbidding gelei het hy vir my gesê, en op 'n stadium by die Heilige Gees vir my sê, hoor jy wat jy sing? My broer, my sis, dis wat ek gehoor het in my gees. Die Here sê vir my, hoor jy wat jy sing? En toe het hierdie openbaring begin kom. En daai dae, toe die Here begin praat het, was daar nog 'n lied wat ons gesing het, He is Lord, He is Lord, He has risen from the dead and He is Lord. Ne? Jullie. Maar nou as ek David aan die treia sal kyk en ek sê, He is Lord, gaan dan die treia vir my vra, van wie praat jy? As ek nou sê, He is going to do that and He is going to do that. En dan die treia sê, great, ek sien jy is opgewonde. Van wie praat jy? Want ek kyk na haar en ek sê, He. Kom ons sê, ek kyk na die man, Caleb, en ek sê, He. Caleb gaan weet, ek praat nie met hom nie. As ek breinselle het. Hy weet, ek praat nie met hom nie. Kyk na die Here, en jy sê, He, en die Here moet vir jou sê, my kind, jy praat van wie? Jesus moet vir jou sê, van wie praat jy? Want jy kyk na hom en jy sê, He. He beteken iemand daar. Maar as jy na hom kyk, dan is dit, You are Lord, you've risen from the dead. You are Lord, every knee will bow, every tongue confess, that Jesus, you are Lord. Amen. Gaan kyk dan van die aanbiddingsliedere. Ons vertrou die Here baie keer ook in aanbidding, dat ons sal verstaan hoe om op 'n sekere punt te bly met you, in plaas van net He. En in dit mag die Here ons help, dat ons sal verstaan hoe om sensitief te raak in die gees. Ons is nog met mekaar. Ek wil vir julle die eerste skrif gee, en daarmee eindig seker. Goed, Joel. Ons het op 'n stadium, my broer, my sis, en miskien moet jy dalk daai vak kom doen. Ek weet nie of ons weer die reeks gaan doen nie, en met die begin van die gemeente, toe ons die gemeente geplant het, het ek gedoen 7 prophetic voices to the church. En toe het ek 7 van die klein profete beteken nie, het was klein nie, beteken net klein boeke, wat hulle geskryf het, en waar die Heilige Gees 'n klomp goed gewys het, so daar 7 uur teachings oor wat is die fokus van Joel, wat is die fokus van Maleagi, wat is die fokus van Sefanja, wat praat van mijn fokus van afhanklikheid, kom ek sê, Maleagi, 'n fokus van akkuraatheid, van julle sê dit, maar die Here sê dit, julle sê dit, julle sê alles is reg, die Here sê nee, is nie reg nie, en die boodskapper sal kom, en daar sal akkuraatheid kom. Lang storie kort, dit is 'n uur teaching, Joel, dit is 'n uur lering, maar 'n fokus in Joel is 'n sensitiwiteit van, wat dan blaas die bassein, roep 'n vastigheid, laat die volk vergader, laat die bruid uitkom, laat ons voor God fokus, laat ons voor God stil bly, laat ons hoor wat hy sê. En in daai plek van as jy hoor wat hy sê, dis in daardie hoofstuk, waar die profesie van deur hierdie profeet kom, oor wat gaan gebeur op die dag van Pinksterdag, van 'n groot nuwe dimensie op aarde vir die kerk. En hierdie man Joel, kom in daai plek in, en hy is so sensitief in die gees, sodat daai dag, wanneer dit gebeur, sê Petrus, wat hier gebeur het met die uitstorting van die Heilige Gees, was geprofeteer deur Joel, wat hy so ontsaglik akkuraat was, en wat hy geprofeteer het, was nie net vir daai dag nie, dit gaan in die eindtyd nog meer en meer gebeur. So, ons lees net hierheen, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, ou mense droom, jong mense sal 'n visie sien. Wat wil ek sê? Hierdie is wat die Gees in die familie sal doen. In jou familie, wat sal gebeur? Dis is wat sal gebeur. Jou kinders sal weet hoe om God se stem, daar sal 'n sensitiwiteit wees, hulle sal weet wat God sê, daar sal 'n profetiese woord op hulle mond wees. Wat hulle sal sê is wat God sê, oor wat gaan gebeur.
Dis wanneer daar sensitiwiteit vir die gees gevestig is. Die ou mense sal drome droom, beteken dit hulle is soos 'n pie in the sky. Nee, hulle sal die geheel prentjie sien. Daai kinders wat kan sê wat die Here sê, jy beter dit verstaan in die konteks van die globale droom, in die konteks van die geheel prentjie. Ou mense wat nie die Here dien nie, daai geheel prentjie is soos 'n nat vatdoek, maar wanneer daai droom van God af is dit soos 'n legacy, en daai woord in die kind, en daai kleinkind, en daai kind se mond dis kom uit die mond van God uit, dit kom uit die mond van God uit, en die Gees gaan werk met die woord, wat uit die kind uitkom. Hallo, en die ou mense gaan die droom, hulle gaan die volledige prentjie sien, die jong mense sal die visie sien, wat beteken dit? Hulle sal die oorwinning vat, hulle sal go for it, hulle sal die visie vat, hulle die krag daarvoor, daai new generation, hulle moet dit vat, they must take the land. Hallo, hulle moet die visie sien, hulle moet gaan, maar hulle beter verstaan, wat is die woord vir nou, as 'n kind. Maar hulle moet ook verstaan, wat is die geheel prentjie, van wat ons doen. Ons gaan veg nie net in die oorlog nie, as ek nou so kan stel, in die gees. Maar dan wil ek net nog die mense hier rondom dit sê, en dit is dat in jou, moet daar die kind wees, moet daar die volwassene wees, soldaat, warrior in Christ, en in jou, moet daar die maturity wees, nie soos 'n ou mens nie, maar soos 'n een met wysheid en ervaring, wat eintlik voorstaan, die konteks van hierdie ou mense wat drome droom. Wat sê ek? My broer, my sis, dis nie die kind wat die koninkryk kan ingaan. Jy beter altyd afhanklik wees. Jy beter altyd kind wees. Maar die kind word groot en hy word 'n seun van God in die seun van God. En 'n seun van God in die seun van God verstaan die visie. Hy sien wat Jesus sien. Hy gaan doen saam met Jesus. Hy gaan die oorwinning bring. Die wat gelei word deur die Gees, die is die seuns van God, sê Romeine 8. En as jy volwasse is, dan is jy afhanklik. Dan is jy sensitief in die Gees. Die ou wat sensitief in die Gees is, dis die volwassene. Dis die ou wat volwasse is. The rest, they are fools, but the wise. Hy het die wysheid om te besef, hoe meer volwasse ek is, beteken dit, hoe meer afhanklik is ek van God. Hallo? Maar in jou moet jy die kapasiteit hê om te sien waaroor droom die Vader. Wat is die Vader se droom vir jou lewe? Wat is die Vader se droom met jou besigheid? Wat is die Vader se droom vir jou kinders en jou kleinkinders? Jy moet dit nie op hulle afdwing nie. Moet nie 'n nagmerrie maak vir hulle nie. Hallo? Maar jy bring dit voor God. Hallo? Is ons met mekaar? Mag die Here jou help, mag die Here my help. Alright, dit gaan oor familie. Die tweede vers gaan oor jou werk, en ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. Want hoekom sê nou die diensmaagde en is hulle nie ou mense of jong mense of kinders nie? Ja, hulle is ook jong mense, kinders. Maar in jou werk, daar by jou werk, hy wil sy gees oor jou uitgiet in alles wat jy doen op jou werk. Dis nie net as kind van God, dit, as volwassene, 'n jong man, seun van God, as 'n ou mens, soos 'n ou mens wat wysheid het, as 'n man met wysheid, kan ek die prentjie sien. Dis nie net daar nie, maar ook as 'n diensknegt, as iemand wat jy loop in jou roeping, maar wat jy doen in jou roeping is alles asof vir die Here. Nie waar nie? Dis jou roeping, dis jou besigheid, dis wat jy gaan doen môre. Alles asof vir die Here, maar daar waar jy werk, wil God sy gees op jou uitgiet. Dat sy gees sal werk, dat wat jy vat, die salwing sal daar wees. Wat jy praat, wat jy strategie maak, daai meeting wat jy moet hê, Heilige Gees wil in daai meeting wees. Want God stort sy gees uit op jou as 'n besigheidsman. Hy stort sy gees uit op jou as 'n onderwyseres. Dis wat hierdie ene sê, vers 29. En hy sal sy gees op jou uitstort as 'n sekretaresse. Dis die praktyk van diensknegt, diensmaagd. Alright, dis jou roeping. Next one. Ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde. Bloed en vuur en rookpilare. Wat wil ek vir jou sê? In hierdie wêreld, sy gees sal werk in die wêreld. Maar wanneer sy gees in die wêreld werk, dan gaan dinge geskit word.
wondertekens in die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare. Laat ek nou nie te diep ingaan op hierdie nie. Kom ons sê, daar is 94 verklarings rondom hierdie gedeelte. Ja, van goed wat gaan gebeur. Maar ek wil vir jou sê wat interessant is op hierdie aarde, die wêreld wat ek en jy skep, meeste van dit was 'n merske gemors. En God sê, haat daardie wêreld. Maar wees lief vir die droomwêreld wat ek wil skep op hierdie aarde. Maar in die proses, wat gaan gebeur? Daar gaan in hierdie konneksie kom op hierdie aarde, tussen hierdie aarde en die hemel. So die wêreld wat tussen hemel en aarde staan, 'n wêreld wat ons geskep het, staan tussen die hemel en die aarde. Is julle met my? Dis 'n wêreld wat ek en jy geskep het, wat jy moet haat. Dis 'n lewe, dis 'n lewenstyl, dis die woel van die nasies. Dit is die wat hulle doen, wat hulle oordroom, wat hulle voorveg, wat hulle lewe voorgee. Dis 'n wêreld wat geskep is. Jy skep 'n wêreld, jy bou 'n wêreld, maar ons noem dit in die naam van die Here 'n huis vir jou en God, vir jou familie. Die huis wat jy bou op die rots, dis 'n wêreld wat jy bou, wat deur vuur getoets sal word. Maar wat ek met daai sê is, bloed, vuur en rookpilare. Interessant, dat in die Ou Testament, daai konneksie tot die hemel wat hulle gesoek het, hulle moes die lam slag. Hulle moes daai bees slag, daar moes bloed wees wat vloei. Die bloed moes oor die altaar gegooi word. Die bloed. En die offer is verbrand. Hallo, en die offer is verbrand, ja. En as die offer aanvaarbaar was, het die rook opgegaan. As die rook nie opgegaan het nie, en dit was nie. Hy was nie daar nie. Moenie asseblief dit as die openbaring van daai vers vat nie. Maar ek sê net, dis interessant, dat die 3 wat daar genoem word, is wanneer daar 'n konneksie is. En Heilige Gees sal verstaan, die offer wat jy bring, deur die bloedoffer van Jesus Christus, daar sal 'n konneksie met hemel wees. Tussen jou en hemel sal daar 'n konneksie wees, dat die wêreld wat jy skep onder leiding van die Heilige Gees, gaan uit die hemel kom. On earth as it is in heaven. Laaste een, die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. Wat praat ons van? As ons sê die wêreld, as ek hierdie woord mag gebruik, die skepping. Dit wat God fisies geskep het, gaan nie meer jou antwoord, jy gaan nie meer 'n antwoord kry nie, al hoe meer, jy gaan jou antwoorde nie meer kry, dit wat prakties daar, die feite is, dit gaan nie die eerste ding wees wat met jou praat, die natuurlike son gaan nie vir jou lig wees nie, die maan gaan nie vir jou die lig in die donker wees nie, wanneer die Heilige Gees oor jou uitgegiet is it the Son of Righteousness will shine over you. En jou, die strale, die lig wat in jou skyn, sal wees van die Seun van God. Dis wanneer die Gees oor jou uitgegiet is, dis wanneer jy sensitief is in die Gees, dan sal die son wat oor jou skyn, die son van geregtigheid wees. Skryf vir maar, Maleagi 4:2. Jy weet my naam? Vrees, respek vir my het, die son van geregtigheid sal hulle oor hulle opgaan. Soos met my. Die son sal verduister word. Al hoe meer sal dit geklik word, belaglik word daar buite, hoe die wêreld die dinge sien. Die duisternis, die misleiding, gaan net meer en meer word. En jy gaan kies, as jy sensitief is vir die Gees, waarmee jy gevul is, en jy toelaat dat die Heilige Gees oor jou werk, in jou werk, deur jou werk, sal daar 'n lig deur jou skyn. In die midde van 'n wêreld waar alles, wat die dwaling so is, dat die son, hy gee geen lig. Die maan sê, geen lig. Goed, dis voordat die grootste deurbraak kom. Volgende vers. Elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word, want op die berg Sion in Jerusalem sal 'n ontkoming wees, soos die Here gesê het, en onder die vrygeraaktes wat die Here sal aanroep. Jy sit in daai plek, my broer en my sis, jy kan in die grootste duisternis wees, jy kan in sekere areas van jou lewe in hierdie duisternis wees. Wat sê God, wanneer jy in geloof sy naam aanroep? Jy het nog nie intimiteit nie. Wanneer jy die naam aanroep, jy het nie intimiteit nie. Maar wanneer jy die naam van die Here aanroep, loop jy uit hierdie plek. The name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it and they are safe. Amen. En daai rabbies moet buig in die naam van Jesus. Buig in die naam van Jesus met hulle agenda. Maar in die naam van Jesus hardloop jy na hom toe. So met jou autoriteit wat God jou gee,
Ons sal regeer as konings en priesters saam met God vir ewig. En as 'n koning onder die gesag van die koning. Hy is koning van alle konings. Ons wat met autoriteit staan. Is ons met mekaar. So wanneer al hierdie goed gebeur, en die hemel en aarde geskit word, en ons gaan ongelukkig, of ons nou wil of nie, gaan ons wanneer aarde geskit word, in die eindtye, met al die gemors, al die goed wat gebeur, gaan ons nog steeds daar wees. Maar in daai proses, elkeen wat die naam van die Here aanroep, en soveel nasies wat gaan inkom met die eindtyd herlewing, wat God begin uitskreeu tot die Here, sal gered word. Sal gered word. So daai duisternis, daai goed sal gebeur, maar aan die einde van die dag, elkeen wat my aanroep, sal gered word. En daar sal ontkoming wees waar? Op die berg Sion en in Jerusalem. Ons het reekse ook oor dit gedoen. Wat is die berg Sion? Dis die plek waar God alleen geëer word. Hy woon daar, want hy woon onder die lofsange van sy volk. God gee vir jou 'n platform om te eer. Die platform is Sion wat gebou word. Die berg Sion wat in jou gebou word. Jy klim daar die berg, en op daai berg sê jy aan God alleen die eer. Jy is in die omstandighede, jy kan voel, jy verstyp in die omstandighede, jy klim op daai berg Sion, en jy verklaar op daardie berg, nie op jou eie berg, kraai jy koning, en te veel eie berge was daar, klim af van die berg, eie berge met jou eie opinie, eie berg met jou eie emosie, eie berg met jou eie manier van doen, weg in die naam van Jesus, maar klim op die berg, waar God geloof word, in die omstandighede, Here, ek eer U, maak nie saak wat nie, ek eer U, ek loof U, ek kan bid U, daar is geen God soos U nie, klaar. Dis die berg Sion waar God woon onder die lofsinge van sy volk, die berg Sion, maar dan ook Jerusalem, die woonplek van vrede, die woonplek van vrede. Kyk hoe die vyand vandag daai fisiese Jerusalem wil maak, want die naam van daai stad is die woonplek van vrede. Belaglik, maar die nuwe Jerusalem sal uit die hemel uitkom. Wat is dit? God se woonplek, God se woonplek, God se woonplek, waar hy by jou wil woon, waar hy by my wil woon. Mag die Here jou help, mag die Here my help, in Jesus naam. Dankie Vader, dat ons voor U kan kom. Ag Here, ek bid, dat U ons sal vergewe, vir sensitiwiteit, en oor baie goed, vir sensitiwiteit, as gevolg van seer kry, teleurstelling, aanstoot neem, mense wat seer gemaak het, teleurgesteld in onsself, omstandighede, intimidasie, die verlede, die goed wat die mense sê oor die toekoms. Here, ons draai ons rug op dit in die naam van Jesus, en ons stap in geloof weg, al voel ons dit verander nog nie. Maar ons stap in geloof weg, want ons kies deur die bloed van Jesus as regverdig is om deur geloof te wandel saam met U. We will honor you in spite of. We will honor you in spite of. We will believe it in spite of. Dankie daarvoor, Vader, sodat ons op hierdie plek kan kom om te verstaan hoe om sensitief te wees vir U leiding, sensitief te wees vir U woord, sensitief te wees vir U Heilige Gees. Vergewe ons Heilige Gees, waar ons U baie keer bedroef het, baie keer geïgnoreer het. Die Gees uitgeblus het, die werking van die Gees. Maar Here, laat U as die wind deur ons waai. Laat U die lewende water in ons wees. Laat U die verterende vuur in ons wees. Maar laat U ook die een wees wat ons bystaan, die een wat ons leer, die een wat vir ons die woord oopmaak, die een wat ons herinner aan die woord. Dankie Heilige Gees, vir dat U met en by ons sal bly totdat Jesus kom. Leer ons, Here, hoe om U nie te ignoreer nie. Maar Here, waar U wakker is oor die woord, om dit te vervul. Heilige Gees, help ons om as ons die woord hoor, as ons die woord oopmaak, as ons die woord sing, dat ons U so sal ontvang met respek. En ek bid dit vir elke man, vrou in hierdie plek, en ek bid dit vir U kerk, Here, dat ons intimiteit sal verstaan. Ek vra dit in Jesus naam, en daarin naam alleen. Amen, amen, amen.